Goeiedag, liewe broers en susters. Vandag wil ek met jou praat oor iets wat ons almal op 'n stadium in die lewe ervaar. Storms. Nie net fisiese storms soos sneeu, koue en wind nie, maar ook geestelik en emosionele storms. Ons praat vandag oor die tema om die storm te weerstaan, warmte en sekuriteit in Jesus. In die winter voel dit soms asof die wêreld ysig en ongenakbaar is. Die sneeu lê dik, die wind sny deur jou klere en die son verberg homself vir dae. Maar net soos die fisiese koue, kan die lewe ook geestelik koud wees. Mense trek weg van mekaar. Ons voel eensaam. Hoop kan skaars wees. Maar ek bring vir jou vandag goeie nuus. Jesus is ons warmte, ons skuilings, ons veilige hawe. Alles daar sneeu en koue buite, is daar warmte binne. As Jesus in jou hart is. Laat ons kyk na Psalm 91, vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en bergvesting, my God op wie ek vertrou. Sien jy, wanneer die koue wind van probleme waai, of is dit finansiële druk, is dit gesondheid, hartseer of eensaamheid, kan jy skuil by God. Hy is jou skuilplek teen die storm. Die sneeu bring stilte, en daardie stilte kan jy God hoor. Dis in die koue dat jy leer om die warmte van sy teenwoordigheid te waardeer. Soms vat hy ons in 'n storm in, nie om ons te straf nie, maar om ons na hom toe te trek. Dis juis in die donkerste nag dat sy lig in die helfster skyn. Laat ons lees Jesaja 41 vers 10. Sê die Here, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek ondersteun jou met my regverdige regterhand. Wat 'n belofte. God sê nie dat die storm nie sal kom nie. Hy sê, hy sal saam met jou daardeur gaan. Dalk voel jy soos 'n boom in die sneeu, kaal sonder blare, vasgevang in die ys. Maar onthou, onder die oppervlak is lewe. Die boom lê dood, maar dit wag op lente. Jou lente kom ook. Die seisoen van vrugbaarheid, herstel en genesing kom. Hou net aan om Jesus gewortel te bly. Kom ons lees Johannes 16 vers 33. Sê Jesus, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hy sê nie, miskien sal daar verdrukking wees nie. Hy sê sal. Maar hy gee die oplossing. Hou goeie moed. Waarom? Want hy het reeds oorwin. Jy veg nie die oorwinning nie. Jy veg vanaf oorwinning. Want Jesus het klaar die koue oorwin. Die sonde oorwin. Die dood oorwin. Dalk is jou lewe vandag soos 'n sneeuvlokkie. Uniek, mooi,
maar koud en broos. Jesus vat daardie broosheid en hy beskerm dit. Hy vou jou toe in sy liefde, soos 'n warm kombers en 'n sneeustorm. Kom ons kyk na Romeine 8, vers 38 en 39. Want ek is oortuig dat geen dood of lewe, geen engel of magte, of teenwoordiges, of toekomstige dinge, geen krag, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons van die liefde van God kan skei, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Nie die sneeu van die lewe nie, nie die koue van mense se afwysing nie, nie die storm van verlies nie. Hy is daar, altyd naby, altyd teenwoordig. So, hoe weerstaan ons die storm? Punt nommer 1. Deur te onthou wie God is. Jou toevlug, jou skuld, jou warm hart, vuur en die sneeu. Punt nommer 2. Deur in gebed te bly. Bid nie net vir uitkomste, maar ook vir standvastigheid. Punt nommer 3. Deur sy woord te lees. Dis jou geestelike dekking teen koue en twyfel. Punt nommer 4 in die laaste een. Deur gemeenskap met ander gelowiges. Soos kole warm bly in 'n vuur, so hou ons mekaar warm in geloof. Geliefdes, kom ek gee jou my slotgedagte. Die storm sal waai, die sneeuval sal val, en die wind sal huil, maar jy is nie alleen nie. Jy het 'n Vader wat jou lief het, 'n Redder wat jou dra, en 'n Gees wat jou vertroos. Mag jy hierdie week die warmte van Jesus se teenwoordigheid ervaar, ongeag hoe koud dit buite is. Maar jou siel gloei met sy vrede, en mag jy onthou, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Psalm 23. Wees geseënd, bly warm in hom. Sien jou volgende week. Dankie.